liturgiese jaar is nie maar net 'n klomp datums op ons kalender van Kersfees en Paasnaweek en Pinkster nie. Nee, die liturgiese jaar is eintlik vir ons die verhaal van God, wat ons as mense in terme van ons tyd en in terme van ons lewens betrek, intrek in sy eie lewe in en deel maak van die plan van verlossing. My naam is Jacobus de Bruin en baie welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons dan na die kerklike jaar. Ons kyk na die indeling van die week en ons kyk ook na die indeling van die dag in bepaalde gebedsure vanuit 'n katholieke perspektief. Ons is besig met 'n reeksie video's oor die liturgie in die algemeen en in hierdie video staan ons bloot eenvoudig stil om te kyk na die vlak van tyd in terme van liturgie. Hoe ons tyd wy aan die Here. Want dit is ten diepste waaroor die liturgiese jaar dan ook gaan, waaroor die liturgie van die dag en die liturgie van die week dan ook gaan. Die indeling van tyd. God wat ook die skepper is van tyd en wat aan mense tyd verleen sodat hulle die werk van die Here kan doen. Dit is hoe ons tyd beskou vanuit 'n Christelike perspektief. Die liturgiese jaar gaan dan vir ons daaroor hoe God juis dae, ure, maande en jare intrek en deel maak van sy opwegwees met mense en dan ook sy verlossingsplan. Ons sou ook kon noem die indeling van tyd of die toewyding van tyd aan God in terme van 'n liturgiese jaar of dan 'n liturgiese week of dan die liturgie tydens die dag se ure, die indeel van die dag in bepaalde gebedsure. Dit gaan oor God se storie op ons kalender. God se storie op ons kalender. As ons weet, ons is in die tydperk van Advent, wat vertel dit my? Wat sê dit my? Die tydperk van Paasnaweek, wat sê dit vir my? Wat beteken dit vir my? Hoe behoort dit my lewe dan ook te beïnvloed? Goed, so die eerste iets waarna ons kyk is die liturgiese jaar. Dit is interessant dat die meeste godsdienste het, behalwe die sekulêre jaar wat van 1 Januarie tot 31 Desember loop, het hulle ook hulle godsdienstige jaar. Die Hindoes het 'n nuwe jaar, die Jode, die Moslems, die meeste gelowe het 'n bepaalde nuwe jaar wat nie noodwendig oorvleuel met die jaar, die sekulêre jaar wat ons gebruik in die wêreld nie. As Christene het ons dan die liturgiese jaar, wat anders loop as die sekulêre jaar wat ons gebruik. Ons liturgiese jaar begin met Advent. Dit begin met Advent. En ek sal nou deur die periodes van die jaar loop. En dan verduidelik wat elkeen van hierdie seisoene dan ook baie mooi vir ons beteken. Maar is so goed om te weet en te onthou dat vir ons as Christene is daar 'n besonderse tydperk wat ons vier, wat anderste is as die sekulêre jaar. Die skooljaar is ook iets anderste as die sekulêre jaar. Maar die liturgiese jaar is hierdie spesiale jaar wat my vertel dat deur hierdie jare beweeg ons deur die groot storie van God. Ons beweeg deur die groot storie van God. En soos wat ons dan die storie van God vertel, beteken dit dat ons die jaar indeel in sekere tydperke, in sekere seisoene. Nou mense vra natuurlik dadelik, maar waar kry ons dit en waar kry ons dit in die Bybel? Wel, in die Ou Testament reeds sien ons hoe God natuurlik ook vir die volk Israel opdrag gee om die jaar op te teken of op te deel, sodat tydperke van die jaar ook deur middel van feeste en offers en allerlei dinge vir die mense kan vertel van God en wat hy vir hulle gedoen het en doen. Die opdrag om vir 'n week lank vir 10 dae lank in hutte te bly om hulle te herinner dat hulle 'n uittog uit Egipte gehad het. Hulle Paasnaweek wat hulle gehad het ensovoorts, die Pasga en al daardie tipe van dinge. So ons kry aanduidings dat kinders van die Here inderdaad dan in die Ou Testament die tyd wy aan God. Tyd word in die Ou Testament gewy aan God. Die hele jaar, ons sien dit in die terme van die week, en ons sien dit ook in terme van
gedurende die dag. Ons sien byvoorbeeld Daniel wat 3 keer 'n dag bid, ons sien in die psalms, ek roep in die aand, die oggend en die middag na u, kry ons die aanduidings daarvan. Psalm 119 praat van 7 keer 'n dag roep ek na u. Die tydindeling, want tyd behoort aan God. So ek draai ook my tyd na God toe. Maar ook in die Nuwe Testament kry ons dit. Die Ou Testament natuurlik, die Ou Testament is die skadu van Christus en alles trek in Christus saam, maar dan sien ons ook in die Nuwe Testament, hoe dat die mense baie vinnig daarop ingestel is om die opstandingsdag van die Here te vier. En ek gaan nie in hierdie video nou verval in 'n debat rondom Sabbat en Sondag ensovoorts nie. Dis net, ons sien baie beslis reeds reg van die begin af, dat in die Ou Testament die apostels, die Christene, na die tempel toe gaan op die dag van die Here, die opstandingsdag, wat die eerste dag van die week is, die Sondag. En iets wat ek dink ons baie keer vergeet is ek dink dat mense dink baie keer die tempel was toe 6 dae 'n week en nou maak hulle hom die 7de dag oop. Nee, hy was die heeltyd oop. Mense kon die hele week lank en het die hele week lank kon hulle en het hulle elke dag tempel toe gegaan gedurende spesifieke tye, soos wanneer hulle ook al wou. Ons sien dat die apostels 9 uur in die oggend in die weksdae rondom sekere gebedstye na die tempel toe gaan. In die Nuwe Testament gaan hulle na die tempel toe vir sekere gebedstye. So ons sien die toewyding van tyd, want dis waaroor dit gaan. Ons moet baie versigtig wees vir hierdie stryk waarin mense ons wil laat trap om te sê, waar kry ons in die Nuwe Testament dat ons 'n liturgiese jaar mag hê? Die hele Bybel is vol oor daarvan dat tyd behoort aan God en my tyd moet aan God gewy word en dat ek my tyd moet gebruik om te vertel van die groot dade van God. Die liturgiese jaar is niks anderste as die wyding van tyd aan God nie en ons sien die beginsels daarvan ook in die Nuwe Testament, hoe dat tyd gewy word aan God. Paulus sê natuurlik, party mense dag 1 dag belangrik, ander dag 'n ander dag belangrik, party al die dae van die week belangrik. Laat elkeen in sy eie gemoed oortuig wees. Tyd moet gebruik word om aan God, om vir God te werk, om van God te getuig, om vir God te getuig. En dis wat die liturgiese jaar doen. Tyd wat aan God gewy word. Dit kry ons baie duidelik in die Bybel, ook in die Nuwe Testament, as die apostels op die eerste dag van die week na die tempel toe gaan. As hulle gedurende die week rondom 9 uur in die oggend tempel toe gaan, om te gaan bid daar in die tempel. Maar dan in 'n baie besonderse sin sien ons dat reeds teen die einde van die 2de eeu, is daar groot feesvieringe wat plaasvind rondom die Paasnaweek, Goeie Vrydag en die Opstandingssondag. Dit kry ons baie beslis alreeds rondom die 2de eeu, aan die einde van die 2de eeu, kry ons dit in die vroeë Christelike kerk. Daardie herdenking daarvan dat Christus gesterf het en dat hy opgestaan het, wat dan ook op 'n besonderse tyd in die jaar gevier word. Dan sien ons tydens die 3de tot die 4de eeu, sien ons die ontwikkeling verder, dat Paasnaweek uitgebrei word. So weer eens, alles gaan oor Christus. Dis nie maar net omdat ons ander goed wil getuig deur die liturgiese jaar nie. Ons wil vertel van Christus en wat hy kom doen het. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen met die liturgiese jaar. En ons sien in die 3de en die 4de eeu, hoe die kerkvaders, Johannes Chrysostomos en Gregory van Nazianzus en sovoorts en Augustinus selfs, hoe hulle praat oor die liturgiese jaar en die indeling van tyd. En ons sien dat Paasnaweek word uitgebrei. Ons sien dat aan die een kant van Paasnaweek kry ons dat daar 'n heilige week gevier word. Die maandag tot die Sondag tot en met Goeie Vrydag toe, daai heilige week wat gevier word, die intog in Jerusalem wat gevier word. En ons sien hoe dit uiteindelik uitgebrei word met 'n 40 dae van spesifieke toewyding aan die lyding van Christus. 40 dae voor Goeie Vrydag is daar 'n besonderse klem op die toewyding rondom die viering van Christus se eie lyding vir ons. En ons sien aan die ander kant toe word die Paasnaweek uitgebrei met die periode van 50 dae opstandingstyd. 50 dae vanaf opstandingsdag tot die 50ste dag Pinkster, wat natuurlik 50 beteken. So ons sien baie vinnig die uitbreiding van Paasnaweek, hoe die jaar opgedeel word
in die geskiedenis van die kerk, sodat daar vertel kan word van wat God vir ons gedoen het. In die 4de eeu reeds sien ons hoe dat Kersfees gevier word, of Epifanie, soos wat dit ook genoem is. Epifanie, Christus wat verskyn, God wat in Christus na ons toe gekom het, die inkarnasie, dit sien ons alreeds ook gevier rondom die 4de eeu. En ons sien ook dat daar 'n tydperk van min of meer 4 weke is wat herdenk word van 'n spesiale gereedmaak vir die koms van die Here. En dat hierdie gereedmaak vir die koms van die Here tweeledig is. Daar's 'n terugkyk na die koms van Christus, maar daar's ook alreeds 'n regmaak met die wete hy kom weer. Dis die adventstydperk. Ons sien ook vroeg in die kerk, sien ons die viering van die sterfdae van die martelare. Ons sien hoe dat die mense dit herdenk, daardie geloofshelde wat gesterf het in Christus, en wat die ewige lewe reeds besit, die viering van hulle lewe, dat ons hulle as voorbeelde het. So, baie vroeg in die kerklike geskiedenis sien ons hoe dat dit so ontwikkel, dat vanaf die viering van die eerste dag van die week, deur die didagai ensovoorts, sien ons die viering van die liturgiese jaar in sy ontwikkeling, hoe hy ontwikkel in sy vieringe. Die didagai waarna ek nou net verwys het, is so 'n tipe van 'n kerkorde, 'n boek met voorskrifte hier rondom die jaar 100 na Christus, wat vertel hoe bepaalde dinge in die kerk moet plaasvind. En ons sien daar, dat in die didagai word gepraat rondom Christene, wat alreeds die Vrydag en die Woensdag van die week spesifiek gebruik om te vas en te bid, ter herinnering van die lyding van Christus, en dan spesifiek die Vrydag, in herinnering van Goeie Vrydag. So daar's hierdie viering van die Vrydag en die opstanding, baie vroeg in die kerklike geskiedenis, kry ons dit. So dis in kort nou die geskiedenis van die liturgiese jaar. Die hele bedoeling van die liturgiese jaar is om deur middel van tydstoewyding belydenis te doen van dit wat God vir ons doen en gedoen het in Christus. Daarom sien ons ook baie mooi dat die liturgiese jaar deur sy seisoene gekoppel kan word aan die geloofsbelydenis van Nicea of die 12 artikels. Of ek kan dit ook so sê, dat ons sien dat die geloofsbelydenis van Nicea of die 12 artikels, daardie ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, die Heilige Gees en die kerk ensovoorts, dat dit kan uitval en uitgesprei word oor die jaar, sodat sekere tye van die jaar ons fokus op die koms van Christus, of op die koms van die Heilige Gees, of op die werk van God deur sy liggaam, die kerk, Christus, die doen van Christus se werk deur die kerk, God se koninkryk ensovoorts. So, dis belangrik, het gaan oor belydenis, niks anders nie, het gaan oor belydenis, dis waaroor het gaan. Ons bely dit wat God vir ons doen, ook in die toewyding van ons tyd. En ek herhaal dit met opset, omdat ons so dikwels beskuldig word van, dat ons maar net 'n klomp menslik gemaakte reeltjies het, wat nêrens in die Bybel voorkom nie, en wat geen eintlike betekenis het nie, en dat ons het eintlik nie moet vier nie, want ons mag nie mense in ons gewetens, in hulle gewetens bind nie, en al sulke goeders. Wel, die enigste wat jy vir my sê, en ek het dit nog altyd gesê, as jy sê, ons mag nie die liturgiese jaar hê nie, dan sê jy vir my, ons mag nie deur die jaar van Christus getuig nie. Dis wat jy vir my sê. As jy vir my sê, ons mag nie Paasnaweek vier nie, dan sê jy eintlik vir my, ons mag nie herdenk dat Christus vir ons gesterf het nie, ons mag nie daarvan getuig nie. En die rede hoekom ek dit sê is, want ons doen niks anders met die liturgiese jaar as om te bely dit wat God vir ons doen in Christus nie. Nou goed, kom ons begin. Advent. Advent is die eerste seisoen van die kerklike jaar. Ons kerklike jaar begin dan op die 4de Sondag voor Kersfees. Dis wanneer ons liturgiese jaar begin. So as jy die 25 Desember het, 4 Sondae voor die tyd, begin Advent. Dit strek oor 4 Sondae. 4 Sondae, 4 weke van Advent. Die liturgiese kleur wat gekoppel word aan Advent is of 'n blou of so 'n ligte pers. En julle sal nou sien as ek kom by lydingstyd oor hoekom die ligpers alreeds daar is. Maar blou is 'n koninklike kleur, die koms, die gedagte van hoop. Maar ligpers is ook 'n koninklike kleur, maar dis veral alreeds die gedagte van
dis ook 'n kleur van lyding en swaar kry. So ons dink reeds aan Christus het gekom of kom om vir ons te kom lei. Advent, hy kom. Hy is op pad. Advent is dan beteken juis die afwagting vir koms, die afwagting vir om aan te kom. Die een wat op pad is, daar's 'n tydperk van advent, van afwagting, dis wat dit beteken. En dit strek in ons Christelike jaar oor 'n periode van 4 weke, min of meer, 4 Sondae. So dis die 4de Sondag voor Kersfees begin ons Christelike nuwe jaar met Advent. Die tydperk voor Kersfees. Kersdag is die dag waarop ons op 'n besonderse sin die inkarnasie van Christus vier. In die ou tyd is dit alreeds Epifanie. Dis alreeds Epifanie wat beteken die godsverskyning. Die godsverskyning. God is hier in Christus Jesus. Die groot kleur vir Kersfees is wit. Die viering van die koms van die Here. Nou, dit is interessant dat voor die groot skisma in die kerk was Epifanie en Kersdag eintlik op dieselfde tyd. Maar as gevolg van die groot skism tussen die Latynse kerk en die Griekse kerk en later die gebruik van verskillende kalenders, die een wat die Juliaanse kalender gebruik, die ander een wat die Gregoriaanse kalender gebruik, het dit nou gebeur dat in die westerse Latynse kerk is die Epifanie tydperk of die Kerstydperk eintlik 12 dae en het Kersdag en Epifanie geskei geraak van mekaar in terme van hoe ons dit herdenk. So, Kersdag is dan die dag waarop ons kerk toe gaan en bely die inkarnasie van Christus, die geboorte van Jesus Christus, en dan het jy 12 dae lank Kersfees. Daar's ook die oktaaf, die 8 dae, wat ons op besonders dink aan die koms van die Here, maar dan is daar ook nog die verdere 4. So is 12 dae tot by Epifanie. Epifanie is dan die Here het gekom. Die Here is hier, is 'n fees van lig. Is 'n fees van lig. En 'n besonderse klem word geplaas op die wyse manne uit die ooste uit wat vir die Here kom besoek het, vir Maria, Josef en Jesus kom besoek het, as 'n vervulling van die profesie dat die hele wêreld sal kom om God te aanbid. Uiteindelik 'n profesie van wat vervul word as die Here beloof het aan Abraham, deur jou nageslag sal die wêreld geseën word. Jesus Christus, hy het nie net gekom vir Israel nie, hy kom ook vir die ander mense en die wyse manne wat kom, is 'n vervulling dan ook daarvan. Nou wil ek net weer teruggaan. Advent is dan vir ons 'n afwagting vir hierdie koms van Christus met Kersfees en Epifanie. So dis die eerste betekenis van Advent. Maar Advent het ook 'n dubbele betekenis. Hy het 'n volgende betekenis. Advent laat ons nie maar net terugkyk in afwagting en herinnering vir die koms van Jesus Christus met sy geboorte nie. Dis nie maar net 'n gereedmaak vir Kersfees nie. Advent is 'n besonderse tyd van die jaar waarin ons ook vooruitdink na die wederkoms van Jesus Christus. Dis 'n hertoewyding van ons lewe aan die Here in die wete ook daarvan dat al moet ek elke dag my lewe hertoewy aan die Here, al moet ek elke dag gereed wees vir die koms van die Here. Onthou, tyd loop uit. Tyd loop uit. En ek moet gereed wees vir wanneer hy weer kom, die groot wederkoms van die Here, wanneer alles nuut gemaak sal word. Daarna sien ons uit, daarna smag ons bid daarvoor en vra daarvoor, kom Here Jesus, kom gou. Dis Advent. So dis die dubbele betekenis van Advent. So dat Kersfees uiteindelik dan ook vir ons, of Epifanie dan ook vir ons, 'n dubbele betekenis uiteindelik sal kry, wanneer ons 'n tweede keer sien hoe Christus ook verskyn. Goed. So, Kersfees, Epifanie, Christus verskyn. Die kleur is wit, die liturgiese kleur van feesviering. Dan, net na Epifanie, dan mag 'n bietjie van 'n verskil wees. Epifanie is gewoonlik hier by 6-7 Januarie rond, en dan beweeg die kerk oor in 'n reaksie op die feit dat Christus nou gekom het, reageer ons, en ons bepeins dit, en ons dink daaroor, en ons dink, hoe beïnvloed dit ons lewe? Hoe kan dit geloofsgroei by my bring? En dit bring ons dan by wat ons noem die eerste periode van gewone tyd in die kerklike jaar. En die kleur daarvan is groen, geloofsgroei. Hierdie eerste periode van 'n gewone tyd,
word in party tradisies net eenvoudig behou as Epifanie. Maar by ons in die Latynse tradisie word dit die eerste seisoen van gewone tyd en die kleur is groen. Het gaan oor geloofsgroei op grond van die koms van die Here Jesus Christus. Die lengte daarvan wissel. Hoekom? Want die volgende datum wat ons gebruik in die berekening van ons liturgiese jaar is natuurlik Paasnaweek self. Wanneer ons die datum van Paasnaweek het, en dit is interessant hoe dit bereken word, die datum van Paasnaweek word bereken, dit is die eerste Vrydag na die eerste volmaan, nadat die maan deur sy kringe dag en nag ewelinge begin beweeg het. Wanneer die son begin terugkom, hy het sy verste punt bereik, en hy begin terugkom, en die dag en nag ewelinge het plaasgevind. Die eerste volmaan, hier in Maart, April rond, daar die eerste volmaan wat plaasvind na oor die beweeg van die keerkringe, daar die eerste volmaan, die eerste Vrydag, dan beweeg ons in die Paasnaweek in. En wanneer ons dan die datum vir Paasnaweek het, dan tel jy terug, jy tel terug 7 Sondae, en dan die Woensdag voor daar die eerste Sondag, wat jy nou net getel het, is Aswoensdag. Nou het jy daar begin die lydingstyd. Die lydingstyd strek oor 7 Sondae, jy jou 7 lydingssondae. En die fokus is die besonderse lyding van Christus. Aswoensdag is die inleiding, dit herinner ons dat ons as mense nietig is, klein sondaar mense wat stof is, en stof sal ons wees, en tog is ons begenadig, omdat God sy seun vir ons gestuur het. Lydingstyd is 'n besonderse opneem van ons kruis, deur middel van boetedoening, deur middel van almoese wat gegee word, en ook vas. Dis die verskillende praktyke, daaroor sal ons ook nog in die toekoms praat. Maar dis die praktyke wat plaasvind in die liturgiese jaar, tydens sekere periodes. En in die lydingstydperk is daar 'n besonderse klem op die vas, daar op boetedoening, en ook die gee van almoese. In 'n solidariteit met die lyding van die wêreld, in 'n solidariteit met die lyding van Christus. As gelowiges, ons wat die hele wêreld wil inbring, die gebrokenheid van die wêreld wil inbring by die gebrokenheid van Christus, sodat ons met verwagting kan inbeweeg in die opstanding, in die ontvang van nuwe lewe, die heling van Christus. Die heling van Christus, uiteindelik vir ons met die wederkoms van die Here. Maar elke jaar het ons hierdie ritme deur die jaar. So lydingstyd, 7 Sondae voor Paasnaweek. Die laaste week van die lydingstyd is dit dan die groot lydingsweek, die groot heilige lydingsweek. Daar lê ons besonder die klem op Jesus se laaste week op aarde, alles wat hy gedoen het, die reiniging van die tempel en al die dinge wat daar plaasgevind het, sy gevangeneming ensovoort, die instelling van die nagmaal en daai dinge. Die liturgiese kleur vir die lydingstyd is pers. Dis pers, dis 'n kleur van lyding, dis 'n kleur van rou, dis 'n kleur van hartseer en boetedoening. En daarom sien ons die skakeling met Advent as die kleur ligpers is. Ja, dis 'n tyd van vreugde want Christus kom. Ons verwag die koms, maar ons weet hoe kom hy gekom het, om te kom ly. Lyding, pers. Die groot lydingsweek is rooi. Dit begin met Palmsondag, die laaste lydingssondag. Dit begin met Palmsondag. Die intog in Jerusalem in, waar die skare skree om Jesus te kroon as koning, om net amper 'n week later, op Goeie Vrydag te skree, 5 dae later, kruisig hom, maak hom dood, ons wil niks met hom te doen hê nie. En die rooi dan, 'n besonder martelaarskap. Die rooi is of die Heilige Gees, of dan martelaarskap, die bloed van Christus. So dis die groot lydingsweek. Dan gaan ons in die Paasnaweek in. Paasnaweek, Goeie Vrydag, die sterwe van Christus. En Stil Saterdag, die kleur swart. Dis ook 'n tydperk in die kerk waar die altaar en alles in die kerk weggevat word. Al die versierings word uitgehaal. En eintlik die hele lydingstyd, maar in besonder die groot heilige week. As dit nou nog nie weggevat is teen Palmsondag nie, kort daarna word al hierdie dinge uitgehaal uit die kerk uit. Baie morbiedheid
is die simboliek daarvan wat ons het. 'n Morbiede, eerbiedige herinnering en 'n viering en 'n belydenis van 'n erkenning dat Christus gesterf het vir my sonde. Goeie Vrydag, Stil Saterdag, dan Opstandingssondag, Paasondag. Wit is die kleur van feesviering. Baie blomme in die kerk. En hierdie tydperk van opstanding, dit duur voort. Vir 50 dae lank vier ons die ongelooflike opstanding van die Here. Wit is die groot kleur. Maar die laaste 10 dae van hierdie periode van 50 dae in die opstandingstydperk is 'n tyd wat ons kan stilstaan in 'n besonderse sin by die Heilige Gees. Want dit eindig op die uitstorting van die Heilige Gees. Die 50ste dag na die opstanding, dit lees ons in Handelinge. Die kleur is rooi, die Heilige Gees. En dan direk daarna, direk na die Pinkster, begin die tweede fase van die tweede fase of die tweede seisoen van gewone tyd. Maar hierdie tweede seisoen kan ook bekend staan as koninkrykstyd. Dit is 'n groen tydperk, die kleur is groen en gaan oor geloofsgroei. Het gaan oor die kerk as hierdie skipie op die water wat uitbeweeg om haar sendingtaak na te kom. Het gaan oor die oes van die geloof. Maar dit gaan oor die koninkryk van God wat sigbaar ook moet manifesteer in ons lewe en elke dag se lewe en alles wat ons dan ook doen. Groen, koring en druiwe en vrugte is ook simbolies daarvan. Vrug dra van die geloof om die koninkryk van God dan ook uit te beeld, die sorg van God vir ons, maar ook ons eie geloofsgroei wat daardeur uitgebeeld word. Koninkrykstydperk, daardie tweede seisoen van die gewone tyd, begin dan met die Drie-eenheidssondag. Die Drie-eenheidssondag. Dis die eerste sondag na Pinkstersondag, die Drie-eenheidssondag. Die besonderse dink aan, toewyding aan God as drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En dan loop hierdie koninkrykstyd, hierdie tweede seisoen van gewone tyd, hierdie tweede groen tydperk, loop deur met 'n klomp vieringe in die kerk. Daar is November maand, wat 'n besonderse maand is vir die voorbidding vir die wat al reeds vir die wat reeds gesterf het. So dis die voorbidding vir die dooies in November maand. Maar hierdie groen tydperk eindig dan die laaste Sondag met Christus se koninkryk, se koningskap wat geproklameer word, oor en oor en oor. Christus die koning. Christus die koning. Of in Engels, Jesus the King. Dit is hierdie Sondag wat gevier word ter verering van Christus as die koning. Christ the King. Christus die koning. En dit is in kort die liturgiese jaar. Daar is baie wat 'n mens hieroor kan sê, nog meer, maar dit is in kort die liturgiese jaar. En alles is, elke element hiervan, vertel vir ons die groot storie van God. God wat deur die profete gesê het dat hy kom, die advent. En die gereed maak vir die koms van die Messias. Die profetiese stem van die kerk wat sê, wees gereed vir die tweede koms van die Here. Dan is hy hier, die viering van die koms van die Messias, die tweede Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hy's nou hier, Kersfees, Epifanie. Maar dan ook die wete waarom hy gekom het, om te ly vir ons sondes. Die inbeweeg ter wille van ons en ons sondes het hy mens geword. Die hele lydingstyd. Gesterwe, gelei en begrawe is alles onder Pontius Pilatus. Maar dan, hy het nie in die graf gebly nie. Hy het nie maar net ter helle neergedaal nie. Hy het opgestaan, die opstanding van die liggaam, die opstanding van die dooies, die hemelvaart wat plaasvind, wat vir ons so belangrik is, 10 dae voor Pinkster, en ons vergeet van hemelvaart. Die ongelooflike belangrikheid van Jesus wat gaan sit in die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Die volgende een, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in een heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in een heilige, katholieke en apostoliese kerk. Die koninkrykstydperk. Dit is wat ons glo, dit is wat ons bely. Kan julle sien, dit is hoe Nicea oopvou oor hierdie liturgiese jaar. So dis in kort
die liturgiese jaar. Maar nou, ek het gesê dat vir ons is al die feesdae van die jaar, al die liturgiese dinge wat ons doen tydens die jaar, is vir ons deur Christus vervullings van dit waarvan die Ou Testament ook vir ons vertel. Want in Christus kry die Ou Testamentiese feeste dan sy betekenis, en op grond van Christus kan ons nou fees vier rondom die storie van God se opwegwees ook met ons in die Nuwe Testament. Dit is waaroor dit vir ons gaan. So saam met die liturgiese jaar het ons ook die liturgiese week. Die liturgiese jaar draai veral rondom Paasnaweek. Paasnaweek en ook Kersfees. Paasnaweek en Kersfees. Die week se ritme, se geloofsritme, draai veral rondom die Sondag, die opstandingsdag van die Here. Natuurlik, die Vrydag is daar en baie van ons in die Katolieke Kerk sal op Vrydag onsself daarvan weerhou om enige vleis te eet. Dit gaan maar net as 'n manier van onthouding waarin ons spesifiek dink aan die feit dat die Here op die Vrydag vir ons gesterf het. Maar dit is altyd in konneksie met die Sondag. So die weeklikse ritme draai rondom hierdie Sondag. En ek gaan nie nou in die debat verval oor Saterdag of Sondag nie. Ek kan dit net noem dat die interessante is dat binne die Christelike kerk, binne die Katolieke kerk, word daar 'n tradisie gehandhaaf, 'n tweeledige tradisie gehandhaaf. Iets van die Sabbat en natuurlik ook die Sondag. Maar iets van die Sabbat en die Sondag word beide gehandhaaf. Dit is so dat dit gaan ook oor die manier waarop ons tyd bereken. Begin die dag begin 'n dag by 6:00 die aand of begin dit in die middernag. Die kerk handhaaf beide tradisies. Daarom in die katekismus lees ons dat as gelowiges word daar van ons verwag om die heilige mis op 'n Sondag by te woon. Dit is verpligtend. Om jou verpligting na te kom, kan jy egter op twee maniere deelneem aan die heilige mis. Of jy kan die Saterdag aand na die heilige mis gaan, of jy kan die Sondagoggend na die heilige mis toe gaan. Of die Saterdag aand, wat liturgies alreeds die Sondag is, of jy kan die Sondagoggend gaan. So, dis baie interessant dat die kerk beide hierdie twee tradisies het. Van of die Saterdag aand of die Sondagoggend. Dat 'n stukkie van die Saterdag is en 'n stukkie van die Sondag is. Stukkie van een manier van tydsberekening en 'n stukkie van 'n ander manier van tydsberekening. Die kort en die lank daarvan is dat in die Katolieke kerk hoef ons nie te debatteer noodwendig oor Saterdag, Sondag of wat ook al nie, want die kerk het in 'n sekere besonderse sin tog iets van beide. Iets van beide. Die ander interessante is, ons sien baie vroeg in die kerk, reg in Handelinge lees ons dat die Christene kom by mekaar op die dag van die Here. Die eerste dag van die week, breek hulle brood, kom hulle by mekaar met hulle liefdesmaaltye, bid hulle, lees hulle Bybel. Ons kan dit nie ontken nie. Dit gebeur in die Bybel alreeds in Handelinge. Maar baie interessant, in hierdie debatte oor Sondag, Saterdag, is daar iets wat ons ook dikwels vergeet. Want ja, daar is 7 dae in die week. Dit is so. Maar die 7 dae wat ons het, kom ook baie sterk vanuit die Ou Testament uit. En in die Ou Testament, weet ons, word in 'n besonderse sin, die liturgie word vervul in Christus en trek saam in Christus en kry nuwe betekenis in Christus. In die Ou Testament sien ons hoe die aarde in sonde val, en in die Nuwe Testament sien ons hoe dat die aarde nuut geskep word. Daar is hierdie nuut skepping. Daarom kan ons wag op 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde wat dan ook kom. God se herskepping wat plaasvind in die Nuwe Testament en in die Ou Testament sy skepping. So in die Ou Testament God het sy skeppingswerk gedoen, en in die Nuwe Testament God se herskeppingswerk. En daarom, as ons dan liturgies tel, dan herinner die Sondag ons nie maar net aan die opstanding as 'n historiese gebeurtenis nie, maar dit herinner ons ook, en ons vier eintlik al reeds die toeëiening van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die herskepte nuwe wêreld. En dan sê ons,
as die aarde in die Ou Testament, as daar 'n periode van 7 dae was, van skepping en rus, dan is die Sondag 'n vervulling van alles in die Ou Testament en is daarom dan 'n 8ste dag. En dit is metafories, simbolies, maar baie sterk teologies. Die Sondag is nie maar net eerste dag van die week nie, dit is ook die 8ste dag. Dis die besonderse voltooiing van God se werk in terme van verlossing, want dit gaan oor herskepping. En ek so tong in die kies sonder om snaaks te wees, ek het al gesien hoe mense net eenvoudig na hulle asem snak, as hulle met jou wil debatteer oor Sondag of Saterdag, en ons mag nie op die 7de dag nie, dan sê ek vir hulle, maar ek gaan op die 8ste dag kerk toe. Die Katolieke kerk vier die 8ste dag. Dan is hulle heeltemal verward, en party van hulle neem heeltemal aanstoot as jy dit sê. Maar dit is teologies gegrond, om te sê dat die Sondag is nie maar net die eerste dag van die week nie, en ons vier maar net die opstanding nie. Dit is ook die 8ste dag, dit is die voltooiing van die herskeppingswerk van God, in die opstanding van Christus, en daarom strek ons onsself vooruit, kyk ons vooruit, gryp ons vas aan die nuwe hemel, nuwe aarde, wat ons veral in die misviering vier as 'n realiteit wat ons nou aan reeds deel het, en meer kan deel kry. So hoor mooi wat ek sê, die Sondag, die weeklikse ritme, is nie maar net 7 dae nie. Ja, dit is die Sondag, die opstanding, ons kan nie Saterdag gaan, maar die 8ste dag, metafories is die Sondag ook die 8ste dag. Maar in die Katolieke kerk is daar elke dag van die week heilige mis. Jy kan enige dag van die week ook kerk toe gaan. Dit verander egter nie dat jy nie verplig is om op die Sondag na die heilige mis toe te gaan nie, maar jy kan enige dag van die week kerk toe gaan, want elke dag van die week vier ons die heilige mis. Elke dag is daar erediens. So weer eens, ons hoef nie te verval in debatte oor watter dag moet ons nou fees vier ter ere van die Here nie. Paulus sê, party mense doen al die dae. Dis wat ons ook doen in die Katolieke kerk. Ons het ook daardie tradisie om al die dae te ag. Want dit gaan oor die toewyding van tyd. Ons dink 7 dae, 1 is Godsin, 6 is myne om te maak wat ek wil. Nee, al 7 is Godsinne. 6 dae werk jy vir God deur ook jou eie werk te doen. Maar die 7de dag rus jy en fokus jy net op God en werk jy nie vir God deur iets anders te doen nie. Jy werk vir God deur saam met ander gelowiges hom te aanbid tydens die erediens. Dis die enigste verskil. Maar dit gaan oor die toewyding van tyd aan die Here. En daarom ook wat ons dag betref. Daarom ook wat die dag betref. So ons het nou al die liturgiese jaar, en ons het die liturgiese week, en dan die liturgiese dag. Ons het die liturgiese dag. Nou, die liturgiese dag gaan oor hierdie gebruik dat die dag waarin ons leef, die 24 ure, word opgedeel in sekere gebedsure. Dit word opgedeel in sekere gebedsure. In die normale praktyk van gewone mense se lewens gaan dit daaroor dat gedurende die dag behoort jy aan die Here erkenning te gee vir dit wat hy in jou lewe doen. Daar behoort 'n tyd in jou dag te wees waar jy stil raak, vir die Here dankie sê om loof en prys, waar jy Bybel lees, waar jy bid, net stil wees saam met die Here. Baie mense doen dit in die oggend, party doen dit in die aand, baie mense doen dit as individue in die oggend en as gesin saam. Hoe dit ook al sê, dit behoort en moet so wees dat in jou dag, dat jou 24 uur draai rondom 'n stil word voor die Here, ergens in daai dag, dat jy aktief stil raak en sê, Here, hier is ek. En lees uit die Bybel, bid ensovoorts ensovoorts. En jou rig op die Here om te hoor ook wat hy vir jou wil sê. So dis die liturgie van die dag, die ritme van die dag, om asem te haal deur die Here. Die ritme van die feit dat God my geroep het om sy kind te wees en my stuur. Hy het my geroep, verlos en gestuur. En wat doen ek nou vir hom gedurende my dag? Wel, die kerk het hierdie tradisie ontwikkel dat ons die dag in 7 gebedsure opdeel. In 7 gebedsure word dit opgedeel. En onmiddellik kan mense vra, maar waar kry ons dit? Wel, Psalm 119 vers 164 sê vir ons onder andere, van 7 keer 'n dag rig ek my tot die Here, roep ek na die Here.
Ons sien ook in Psalm 55 vers 17 word daar gepraat van die aand en die môre en die middag wat hy tot die Here roep. Daniël bid 3 keer op 'n dag aktief tot die Here. En dan sien ons ook in Handelinge hoe dat die apostels in die oggende 9 uur na die tempel toe gaan tydens bepaalde gebedstye. Maar dan sien ons dat reeds in die jaar 215 word daar deur gelowiges oor die hele kerklike wêreld van destyds dan hierdie praktyk beoefen dat sekere dae van die week, sekere tye van die dag, daar nie net gevas word nie, maar waar daar spesifiek vaste gebedstye dan ook is. Byvoorbeeld sê net maar 9 uur in die oggend, 12 uur of so voorts. Hierdie praktyk is verder versterk, veral deur middel van die kloosters, die monastiese tradisie. Die monastiese tradisie waar Sint Benedict natuurlik 'n groot rol gespeel het, hy wat vir ons die monastiese lewe in 'n sekere sin georden het deur die reël van Sint Benedict. En hy het gegaan en die 24 uur in 8 ure periodes opgedeel. En gedurende hierdie 8 tye word daar of gaan die monnike of die priesters in na die kerkgebou toe en na die kapel toe, gaan hulle daar binne en word daar gesing tot eer van die Here, gebid tot eer van die Here. En wat hy gedoen het is om die 150 psalms ook op te deel sodat jy al 150 psalms gedurende jy het nou 8 gebedstye 'n jaar, so 8 maal 7, jy deel dit in 56, ja, as ek nou reg het onthou. Nou is ek nie seker nie, maar jy deel die dag so in, jy deel die week so in, jy deel die psalms so, en elke dag van die week, elke gebedsuur, word van hierdie psalms gesing as gebede tot eer van die Here. En die hele kerk het dit begin doen oor die wêreld heen. En dit is baie besonder om dan te weet, as jy byvoorbeeld vanoggend 9 uur bid, dan is daar ander Christene in jou land ten minste wat dieselfde tydskedule het, wat ook besig is om te bid. Die 8 ure, later van tyd, dit het nader van tyd gevestig geraak rondom die wêreld. Dat in kloosters is hierdie gebedstye, die liturgie van die ure, the liturgy of the hours, of dan ook die divine office, is dan op hierdie manier toegepas deur die monnike en priesters in die kloosters. Maar na die Konsilie Vatikaan II, is daar 'n bietjie 'n hervorming gewees rondom hierdie gebedsure, en daar is min of meer nou 'n vaste 7 ure. 7 ure. En alhoewel gelowiges uitgenooi word om almal te doen, op 'n besonderse manier word gelowiges versoek, as jy nie 'n priester is nie, of nie in 'n klooster is nie, om ten minste 2 van hierdie 7 ure te beoefen. En ons noem dit die 2 skanierure. Dit is vespers in die aand, of dan ook die oggendgebedsuur en dan die aandgebedsuur, rondom 6 uur in die oggend, 6 uur in die aand. Nou, 6 uur is nie 'n rigiede reël, dat jy nou, as jy nou na 6 gebid het, dan kan die Here jou nou nie meer hoor nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die bewuste indeling van jou dag, in periodes. En ergens in 6 uur tot 9 uur, ergens daar raak jy stil. En vanaand weer tussen 6 en 9 raak jy stil voor Here. Die 2 skanierure, wanneer dit lig word, wanneer dit donker word. Dis ook met skanierure genoem word. Wanneer dit lig word, en ons God dankie sê vir die lig wat hy vir ons gee, die nuwe dag, en as ons gaan slaap, gaan ons die nag in met die wete, hy gaan saam met ons, en ons sê vir hom dankie, dat ons hierdie dag wat verby is, vir hom kon werk. So dis die liturgie van die ure, die divine office, the liturgy of the hours. Nou, as jy so belangstel om daarin belangstel om dit te begin praktiseer, dit is 'n baie besonderse manier van doen, om jou dag so georden te doen. En soos ek gesê het, as jy nie 'n priester, as jy nie in 'n klooster is nie, en nie 'n monnik is nie, dan hoef jy nie noodwendig al 7 die ure te doen nie. Gewone priesters word gewoonlik, hulle is verpligtend om ten minste 2 van die 7 te doen, en ons as gewone gelowiges word ook versoek om 2 van die 7 dan ook te doen. Nou, die 7 ure, as jy die volledige 7 ure sou wou doen, dan is daar hierdie stel van 4 boeke. Die stel van 4 klein boekies.
Ek sê nou klein boekies, maar dit is die liturgie van die ure. Hulle loop ook, al is dit 'n dag, skakel hulle met die liturgiese jaar en ook die liturgiese week. So, jy het 4 volumes wat oor die hele liturgiese jaar gaan. Hulle loop saam in die liturgiese jaar, dit is in 'n maand, al die psalms word ingedeel oor 'n periode van 4 weke, en as jy as jy 'n hele maand, elke uur, elkeen van hierdie gebedsure nakom, dan het jy deur die hele psalmboek gewerk. So die eerste ene, volume 1, begin inderdaad dan by Advent. Dit is volume 1. Advent en ook Kersfees. Dan het ons, nie volume 2 nie, maar volume 3 is die een wat dan van week 1 tot week 17 gaan in die gewone tyd. Hierdie weke is nou die kerklike jaarweke. Dan het jy week 18 tot week 34 in volume 4, en dan het jy volume 2, wat die lydingstyd en die opstandingstyd is. So dit is die 4 volume. Maar as jy dit nie so wil doen nie, dan is daar wat genoem word, en ongelukkig is dit net nog in Engels beskikbaar, nog nie in Afrikaans nie. Maar dan is daar die boekie, The Christian Prayer. Hy bevat die 2 skanierure en die naggebede, wat ook hierin is. Die oggendskanieruur en die aandskanieruur en ook die naggebede. Nou, so dit is die psalms en die gebede wat ons doen in die oggend rondom 6:00, die psalms en die gebede wat ons doen rondom 6:00 in die aand, en dan is daar ook psalms en gebede wat ons bid net voordat jy in die bed klim. Dis die naggebed, die naggebede, die night prayer. En die boekie, so alles is in 1 volume. Dit is die Christian Prayer, die Christian Prayer. Hulle is by Takealot en by Loot en by Amazon beskikbaar. Dis net nogal duur om hulle in te bring. Andersins by die Pauline Bookshop is hulle ook beskikbaar, wat jy daar ook kan navraag doen. Maar die Christian Prayer is heeltemal voldoende. Daar is ook aan die einde baie mooi liedere. Al die liedere is ook hierin, daar is ook liedere in. Maar hier is liedere in terme van met hulle begeleiding is hier agterin. Dit is so mooi. Baie van die liedere met hulle begeleiding is dan hier aan die agterkant van die night prayer. Daarso is dit, van die Christian Prayer. Liedere met begeleiding. When I Survey the Wondrous Cross. En dis alles liedere wat jy rondom die familietafel kan sing, wat die kommunie kan sing wanneer jy in 'n groep is, ensovoorts, ensovoorts. Mense wat in 'n priesterorde is, ensovoorts. Die night prayer wat daarin is, so mooi hoe ons onsself toevertrou aan die Here net voor ons in die bed ook klim. Goed, so die liturgie van die dag is 'n baie besonderse manier om ook deur middel van jou aktiewe toespitsing te fokus daarop dat tyd is nie myne nie. My tyd is God se. En elke oomblik van die dag as onderwyser, as boer, as huisvrou, as polisieman, as brandweerman, as professor by universiteit, elke dag, elke moment moet gewy wees aan die Here. Maar gedurende al my werksaamhede wat ek doen vir die Here, boer vir die Here, brande blus vir die Here, ensovoorts, raak ek net stil vir 'n oomblik en wy ek myself die hele tyd toe aan die Here, om net te sê, waar is ek? Waar is ek nou gedurende hierdie dag? Jouself te oriënteer weer en te sê, Here, doen ek nou nog vandag wat U vandag van my gevra het? Dis die bedoeling van die Liturgy of the Hours, van die liturgiese ure, die Divine Office, soos dit ook genoem word. Dis waaroor dit gaan, om myself toe te wy aan die Here. En natuurlik ook, as deel van die daaglikse ritme van Christen wees, is daar ook die Angelus gebed. Gewoonlik rondom 12:00 in die oggend, dit is die een wat die meeste mense ken, maar 6:00 in die oggend, 6:00 in die aand en 12:00 in die dag, is dit die tyd vir die Angelus, waar ons stil raak en op 'n besonderse manier, en dis waarmee ek wil afsluit, op 'n besonderse manier ook weer dink aan die inkarnasie van God en Christus. Want dit is die inhoud van die Angelus, wanneer ons dan dit ook so mooi bid. Die engel van die Here het by Maria gekom, en sy het swanger geword deur die Heilige Gees. Dan bid, en dan gaan dit verder.
Hier is die dienskneg van die Here. Doen met my soos wat u goed dink. Dis nie maar net 'n herhaling van Maria se woorde nie. Dit is ook, Here, ek stel myself tot beskikking, dat u deur my werk. En dan, en die woord het vlees geword. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit is nie maar net 'n aanhaling uit die Bybel uit nie. Dit is 'n geval van, ek stel my eie liggaam tot beskikking, dat die Here ook in my moet sigbaar word en in my inkarneer, sodat God se beeld duideliker kan word, maar so die mense hom in my lewe kan sien. Dis waaroor dit gaan. Dit is waaroor hierdie besonderse toespitsing van die Angelus dan ook gaan. Nou goed, ek het nou baie kort gepraat oor die liturgie in terme van tyd. Tydsliturgie. Wat bedoel ons met tydsliturgie? Die liturgie van die jaar, die liturgie van die week en die liturgie van elke dag. En ek hoop dat jy nou waarde daarby gevind het. En as jy wil weet hoe om hierdie boeke in die hande te kry en jy sukkel, kontak ons gerus en ek sal jou probeer help om van hierdie boeke in die hande te kry. En of jy te wys waar om hulle dan ten minste in die hande dan ook te kry. Maar dankie vir die saamluister. As daar enige iets is wat julle wil vra gerus onderaan. As jy gehou het van hierdie video, gee dit asseblief so 'n thumbs up. Skryf asseblief in op ons kanaal. Ons wil probeer om hierdie jaar so 'n bietjie ons intekenaars op te stoot. So asseblief teken in as jy nog nie het nie. En weer eens baie dankie ook vir julle ondersteuning en die saamluister.